Vriende, goeiemôre. Dit is Dinsdag die 4de Februarie in Koffiekuier 914. Ons gesels so 'n laaste rondte oor die teksgedeelte in Lukas 4 vers 14 tot 30, waarby ons nou die afgelope 2 Sondae stilgestaan het en ook in die weke 'n bietjie oor nagedink het. Nou, op 'n manier kan 'n mens sê dat jy na hierdie teks kan gaan kyk, eksegeties baie mooi gaan kyk na die gebeure en die teologiese antwoorde daar uithaal, die konsekwensies vir ons lewens. Jy kan 'n klomp inligting deel oor die betekenis van die genadejaar en hoe Jesus daardie uitspraak van Jesaja op hom van toepassing. Jy kan 'n klomp goed daaroor sê, dis die punt. Maar hierdie teks, hierdie woord van God, moet vir jou en vir my persoonlik ons lewens raak en vir ons help om as gelowiges in hierdie lewe te leef. En ons het nou baie gepraat oor al die goed wat daarmee saamgaan en hoe Jesus hierdie woorde van Jesaja op homself van toepassing maak. Ons het gedeel hoe dit in die verstaan van die messiaanse tradisie gegaan het daaroor dat die volk eintlik gedink het, maar dit gaan oor Israel, dit gaan oor die verlossing van Israel, die genadejaar wat vir Israel aanbreek. En wanneer hulle dan besef dat Christus eintlik die koninkryksperspektief weier oopmaak en dat dit vir alle nasies is, dan is die ouens nie gelukkig daarmee en dan vat hulle hom daar deur die dorp uit en hulle wil vir Jesus by die kraans afgooi. Die punt is weer, vriende, wat sê dit vir jou en vir my? Hoe raak hierdie woord van God ons? Nou, ek het nou nogal die naweek baie daaroor nagedink en gewonder, maar wat vat ek uit hierdie teksgedeelte uit? En ek wil vanmôre met jou sommer net so 2-3 gedagtes deel. Die eerste daarvan is, ons moet besef dat God se koninkryk anders is en groter is as ons prentjie daarvan. Ons het mos maar almal 'n bepaalde perspektief daarop dat die Here die verbondsgod is, dat hy ons God is, dat hy vir ons daar is. En baie keer, en ek sê dit met groot respek, dink ek dat ons eintlik van God so die genie in die bottel wil maak. Weet, want wanneer ons hom nodig het, dan gaan ons vryf en dan moet hy kom en dan moet hy vir ons antwoorde gee. Maar dit is nie wie God is nie. God is baie groter as dit. God is baie meer as my prentjie van God. En ek moet dit verstaan, iewers in my lewe as gelowige moet ek ook besef dat my prentjie van God baie ontoereikend is oor wie God is. Die tweede ding wat hierdie teks by my help is om vir my te sê dat ek ook as gelowige geroep word om Christus in hierdie wêreld te verteenwoordig. Dit gaan nie daaroor dat God maar net vir my kom red het en dat ek nou eendag hemel toe gaan en dan sê ek nou, ek het ook 'n verantwoordelikheid, 'n roeping as gelowige, ek en jy om hom te verteenwoordig juis vir die mense aan wie hy ook die evangelie, die goeie nuus wil verkondig en uitleef. En ja, vriende, ons is baie keer in omstandighede wat ou nie noodwendig met vrymoedigheid kan praat en kan getuig oor Christus nie, of wat jy dit dalk moeilik wil doen, maar elkeen van ons lewe elke dag op so 'n manier in verhouding met mense dat ek en jy kan vra, maar watter getuienis dra my lewe ook in hierdie omstandighede? Watter prentjie, as ek nou maar die woord kan gebruik weer, die metafoor kan gebruik wat Kirsten ook gister in die erediens gehad het, watter prentjie vorm al die dots, my reaksies op die lewe, my gedrag in die lewe, watter prentjie vorm dit in ander mense van wie God is? En dan is die vraag natuurlik, dat as ek vanuit my eie perspektief en my eie prentjie van wie God is vir my wil funksioneer, dan gaan mense nie vir God ontmoet soos wat hy regtig is nie. Maar as ek met hierdie ingesteldheid leef dat God juis daar die koninkryk wil oopbreek vir die wêreld, dan gaan ek ons vra, maar hoe leef ek sodat mense die Here Jesus in my lewe kan raak sien? En daarmee help daai 4 goed wat ons nou oor gepraat het ook in die eredienste daaroor. Dat ons sê, maar weet jy, as ek in die algemene gang van die lewe leef, moet ek mense bly maak dat hulle my ontmoet het. Moet ek op so 'n manier optree dat mense na daardie ontmoeting, na daardie gesprek, na daardie situasie waar hulle met my te doen gehad, dat hulle moet sê, dit was nou lekker om met hierdie ou te praat. Dit was nou goed om hierdie persoon te ontmoet. So ons hele ingesteldheid moet wees iets van, kom ons gee, kom ons breek net die lewe vir mense oop dat hulle kan sê, dit was 'n goeie ervaring. Want deur dit te doen, vriende, maak ons juis God sigbaar
Maak ons iets van God se liefde in mense se lewens, breek ons oop. Die tweede ding wat ons gesê het, is dat ons ook moet vra, in plaas daarvan dat ons altyd wil gaan beklei oor goed wat nie reg is nie, dat ons reg is op die agtervoete, kom ons bring 'n stuk vrede na elke situasie toe. Kom ons kyk vanuit 'n perspektief van die evangelie, van die goeie nuus van Jesus Christus, na alles in ons lewe, en ons vra, hoe kan ek 'n vredemaker wees? Hoe kan ek iemand wees wat met vrede ook in hierdie omstandighede inkom? Want wanneer mense dit beleef, wanneer dit 'n situasie van mense daar krap en karring en nie lekker met mekaar nie, en jy bring 'n stuk vrede en dan ervaar mense iets van God se teenwoordigheid. Die derde ding is natuurlik dat ons ook vir mekaar moet sê, maar ons moet soek vir die goeie in ander mense. Ek bedoel, God het ons almal geskep, nee? Maak nie saak wie ons is of watter agtergrond, kultuur, taal, waar jy kom nie. God het ons almal geskep. En daar is iets van die goddelike in elke mens, of hulle dit erken of nie wil erken nie. En ek en jy moet daarvoor soek. Ek en jy moet soek daarvoor om na die goeie in mense te kyk, sodat ons nie op al die negatiewe goed fokus nie, maar op die positiewe fokus, want dit tel ons ervaring van mense ook op. En dan die laaste ding natuurlik om te sê, inderdaad, ons soek nie net vir die goeie in mense nie, ons soek vir die teenwoordigheid van God in alle omstandighede. En maak nie saak wat die omstandighede sê, kyk, wees 'n godspeurder, as ek dit so kan stel, om te kyk, maar waar beleef ek iets van God in hierdie omstandighede? En as ons dan met daai ingesteldheid leef en reageer op wat ook al oor ons lewenspad kom, vriende, dan word die beeld van Christus in ons lewe al meer sigbaar. En gee dit vir ons die geleentheid om dalk daaroor te getuig. As iemand vir jou sou vra, maar weet jy, hoe kry jy dit reg om altyd in omstandighede positief te wees, te soek na vrede, te soek na die goeie van mense? Wel, dis mos nou menslik nie so maklik nie. Dan kan ons sê, want die goeie nuus is dat die Jesus Christus dit vir my moontlik maak. Dat hy my inspireer, dat hy my roep om deel te wees van sy koninkryk hier op aarde. En dan, vriende, as ek hierdie teksgedeelte deurlees, dan is weer een van daardie goed wat, ja, dalk is dit bietjie buite konteks, maar dit praat met my op hierdie oomblik, is die laaste vers. Toe hierdie mense nou nie meer hou van wat Jesus sê nie, en hulle om daar in die dorp uit wil vat, en vir hom woedend kwaad is, nou eintlik by 'n kraans wil afgooi, nie, dan lees ons in vers 30, maar Jesus het tussen hulle deur geloop en weggegaan. Daar is baie omstandighede waaroor ek en jy nie beheer het nie. Daar is baie situasies waarin ek en jy kom, wat vir ons voel, ons word aangeval, ons word te nagekom, ons word verkeerdelik uitgehaal in hierdie lewe. Daar's teenstand, en noem maar op. Mense kon reageer te sê, kom ons beklei, kom ek sal vir jou sê, waarop staan ek, dis my regte, en. Maar Jesus stel hierdie voorbeeld vir my persoonlik om te sê, nie beklei met mense nie. Hou 'n stuk kalmte van gees en stap weg van daardie situasie af. Ek wil jou uitnooi om in hierdie week, vandag en môre en donderdag, weer hierdie teksgedeelte deur te lees, weer hierdie woord van God te lees, te hoor, en toe te laat dat die Heilige Gees ook vir jou sê, wat is die 1, 2, 3 goed wat jy vanuit hierdie woord vir jou lewe vorentoe vat. Mag ek en jy ervaar, vriende, dat God ons gebruik om hom sigbaar te maak. En dit nie gaan oor die eie ek nie, maar dit gaan oor die drie enige God, Vader, Seun en Gees, in alles wat ons doen in hierdie lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanmôre ook weer u woord kan oopmaak en dat ons op 'n baie persoonlike vlak ook oor die gedeelte kan nadink en vra, maar wat sê u vir my? In my konteks, in my omstandighede. En Here, dan wil ek dalk maar vanmôre dit ook kom bely. Dankie dat u vir my wys hoe ek in situasies nie moet beklei en te kere gaan nie, maar doeteenvoudig, rustig wegstap. Want wanneer ons leef op so 'n manier dat u sigbaar word in ons lewens, dan kan ons nie anders as om nie te wil beklei nie, maar eerder vrede te soek. Dit nie gaan oor ons nie, maar oor u. Dit nie gaan oor die eie ek nie, maar oor u betrokkenheid by ander. En Here, dan kan ons rustig wees om te sê, ons het ons roeping uitgeleef en u self
sal die situasie verder neem. Seën vir ons in die res van die week, Vader, wil U Uself verheerlik, ook in en deur ons lewens. Dit bid ek in U naam. Amen. Geniet jou week verder. Ons gesels Vrydag oor ons volgende teksgedeelte daar uit Lukas 5. Maar intussen tyd, laat toe dat die woord met jou praat, dat die Gees van God ook jou lewe aanraak en vir jou vra, hoe lyk dit die pad vorentoe? Geniet jou koffie. Ons gesels Vrydagoggend weer. Mooi loop.